Goed, ons moet nou vandag klaar maak met Sondag 25. Ons het laas keer na die werk gemerk, soos het hom Dominee Attie dit daar in sy boekie vir ons in die werkboekie gegee het. Maar toe het ons nou in detail begin ingaan bietjie op die dit wat in die katekismusboekie self staan, onthou julle dit? Ja. So en dan moet ons nou vandag daarmee klaar maak. Maar goed, kom ons bid eers. Onse Vader in die hemel, baie dankie dat ons nou vanmiddag weer verder in die woord kan wees. Here, ek bid dat U ons net regtig deur U Gees sal lei in U woord en dat U U woord vir ons in ons harte sal inbring en dat ons net meer sal verstaan en U beter leer ken. En baie dankie Here dat ons so na U toe kan kom. Amen. OK, nou kom ons val sommer dadelik weg hierso. Ons het nou laas keer stilgestaan by vraag en antwoord 65, né? Johannes, lees 'n bietjie vir ons daardie vraagie by vraag 65. Aangesien alheen die geloof ons Christus en al ons geloof, aangesien alheen die geloof ons Christus en al sy weldade deelagtig maak, waar kom so geloof dan vandaan? OK, so dit is wat die katekismus nou op hierdie punt vra. Nou sien julle hoe loop die lyne nou ook, nie? By Sondag 7 het ons gevra, kry almal wat in Adam verlore is, dan weer verlossing in Christus? Nee, wie? Alleen die wat glo in Christus. Nou, alleen die wat Jesus aanneem en deur daardie geloof in Jesus ingelyf word. Nou, en toe het die katekismus nou gewerk van Sondag 8 af tot by Sondag 23, Sondag 22, oor wat moet 'n Christen glo? Nee, wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die heilige evangelie beloof word en dit word saamgevat in die 12 artikels. In die 12 artikels, mooi, nou. En wat is die groot belofte van die evangelie? God het homself beloof. God wat vir jou sê, ek sal vir jou weer 'n God wees, nee. En daarom is die 12 artikels ook in 3 dele, nee, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, want hierdie God wat homself aan ons kom beloof wonderlik, is ook die drie-enige God, nee. Goed, en dit het nou so deurgegaan, by Sondag 23 het dit gegaan oor regverdig verklaring, 'n baie belangrike gedeelte. Sondag 24 het gesê, maar hy, hoor, jy kan ons werk nie tog 'n deeltjie wees van ons geregtigheid voor God nie. Nee, dit het ons lekker behandel, en dan kom ons nou in Sondag 25 by sakramente uit. Nee, Sondag 25, 26, 27, 28, 29, 30, gaan alles oor sakramente. OK, maar nou begin die behandeling van die katekismus se sakramente met hierdie ding oor, waar kom die geloof dan vandaan? Waar kom die geloof vandaan? OK, hoekom is dit nou nogal 'n belangrike vraag? Kan julle nog dit onthou? Ek dink ons moet sê, dis 'n belangrike vraag om te vra, want ons is totaal verdorwe. Nee, totaal verdorwe mens glo nie uit sy eie nie. Nou, totaal verdorwe mens wil nie uit sy eie in die Here glo nie. OK? Ons sien dit baie duidelik. Ons maak net gou ons Bybels oop en dan kyk ons daarna. In Johannes 6. Kom ons maak net ons Bybels oop by Johannes 6. Eintlik kan ons Bybels oopmaak by Johannes 1 kom. Ons sê vanaand, kyk, hoor jy so, ek wil net hê, Marie, jy moet net vir my 'n bietjie die tyd dophou. Laat is dit nou? Dit is nou 15:15. Okay. Kyk 'n bietjie na Johannes 1 versie 10 en 11. Kom ons sê sommer Johannes lees jy vir ons versie 10. Hy was in die wêreld
En die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Okay, en dit is gaan nou oor Jesus wat in die wêreld inkom. Nee, die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld wil hom nie ken nie, alhoewel hy die wêreld uitgemaak het. Wat sê versie 11? Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Okay, nou dis 'n lyn wat jy reg deur die Johannes Evangelie tot by hoofstuk 12 kry. Die mense wil nie in Jesus glo nie. Kom ons blaai 'n bietjie ons Bybels na hoofstuk 12 toe. Hoofstuk 12 en dan kyk ons daarna versie 37. Johannes lees bietjie vir ons versie 37. En alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie. Okay, versie 38, Marie. Sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sal word, wat hy gesê het. Here, wie het ons prediking geglo en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Dan sê vers 29, daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het. Lees 'n bietjie vir ons in vers 40, Johannes. Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Okay. So wat Johannes hier aan die einde van hoofstuk 12 is soos nou in Johannes, as Johannes die storie van Jesus skryf, dan soos nou aan die einde van Jesus se openbare bediening in hoofstuk 13, 14, 15, 16 en 17 is Jesus met sy disippels in die bokkamer en in hoofstuk 18, 19, 20, 21, dan gaan hulle kruis toe die opstanding en al daai. Okay? Maar in die hele openbare bediening sien ons heeltyd hierdie lyn van mense wat Jesus nie wil aanneem en glo nie. Hulle het hierdie harde harte en as straf op hy harde harte gee die Here hulle oor in totale hardheid van hart en hulle wil nie Jesus aanvaar in die geloof nie. Okay? So dis 'n belangrike ding wat ons die hele tyd raak sien. En nou sien ons iets daarvan ook in Johannes 6. Kyk 'n bietjie na Johannes 6:44. Lees 'n bietjie vir ons daar. Mens kan nou vra, maar is Jesus se missie dan 'n mislukking? Want hy kom juis sodat elkeen wat hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis hoekom die Vader vir Jesus stuur, soos Jesus se missie dan 'n mislukking? Nee, dit is nie, nee. Want die Here self sorg daarvoor. Die Here is nie van ons keuses en ons geloofskeuses afhanklik nie. Ons moet 'n geloofskeuse maak, maar die Here is nie afhanklik van ons geloofskeuse vir sy sukses nie. Okay? En dit sien 'n mens nou byvoorbeeld in Johannes 6:44, lees 'n bietjie vir ons al wie Piet hom. Wat jy en Marie lees om vir ons daar. Maar as julle Moses geglo het, sal julle 6:44. Dink jy is by hoofstuk 5. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Ja, so daar so sien 'n mens die hele ding, nê. Niemand kan na die Vader kom as na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. So niemand kom nie. Niemand kan nie. Nee. Want ons het hierdie totale verdorwe natuur, ons het die duisternis liewer as die lig. En dit het ons nou al geleer toe ons by Sondag 2 was, en Sondag 3 was, en Sondag 4 was. En so waar kom die geloof nou vandaan? Nou hier in Sondag 25 uiteindelik kom dit nou en sê ons, waar kom dit vandaan? Wat het ons laas keer gelees? Die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die evangelie, van die Heilige Evangelie. Nou, en ons kon laas keer lekker daarop ingaan. Ons het laas keer gesien dat almal wat gebore is, ons skryf nou met die soort van ander sien. Gelowiges is ook wedergebore. Iemand sê jy moet ons te belang kom. So. Gelowiges is ook weergebore. Of uit God gebore.
of uit die Gees gebore. Okay? En ons het hierdie waarhede gesien in Johannes 1 vers 12, 13 en 1 Johannes hoofstuk 5 vers 1. Okay? En ons het ook gesien, wat mens ook raak sien, is dat daar waar wedergeboorte is, daar is dadelik ook geloof. As ons sê, hier's 'n vuur, wat is rondom die vuur? Hitte, ja. En so is dit ook waar die Gees wedergeboorte werk, daar is geloof. En toe het ons gesien in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 23 dat die Gees gebruik die woord. Okay, die Gees gebruik die prediking van die evangelie om die geloof op te wek. Daai prediking van die evangelie vertel vir jou van Jesus, dit wys vir jou hoe mooi is Jesus. Dit wys vir jou krisis en daai prediking sê vir jou bekeer jou. Kom na Jesus toe. En net soos dit was in die begin toe God vir pikdonkerte gesê het, maak lig, wat donkerte nie kan doen nie. Net so is dit ook met die mens, wat nie kan glo nie, wanneer die Here se woord kragtig gemaak deur die Gees in jou inkom, dan werk dit die geloof en die bekering na Jesus toe. En dan maak jy die keuse vir Jesus. Maak dit sin vir julle? Dit is wonderlik wat die Here doen, hè? Daarom is ons, daarom kan ons praat van God se skepping en sy herskepping. Hy maak hy wonderlik in die begin skep hy vir Adam en Eva, daar kom 'n sondeval. Na die sondeval is ons dood in ons sondes, maar dan herskep hy, net soos dit in die begin deur sy woord geskep het, ook in die herskepping. Okay, maar nou moet ons vandag verder gaan. Kyk nou vir ons, Johannes lees vir ons daarby vraag 65, nou die hele vraagie deur. Of nee? Ja, so, terwyl die Gees deur die geloof, of nee, terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en aan al sy weldade kry, waar kom hierdie geloof dan nou vandaan? Antwoord, lees vir ons daai antwoord. Antwoord by 65. Van die Heilige Gees, wat die geloof in ons harte werk, deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en dit versterk, deur die gebruik van die sakramente. Die geloof word nou versterk deur die gebruik van die sakramente. So kom ons sê 'n bietjie hierso, dat ons nou raak sien, ons teken nou hierso. So, geloof plus bekering ons word gewerk in die deur die prediking van die evangelie. Dis wat ons daar sê. 1. 2. Geloof in Jesus word versterk deur die Gees dan, hè? Deur die wat? Gebruik van die sakramente. Ek dink wat ek nou eers hierso wil sê nie, as ons sê geloof word versterk deur die gebruik van die sakramente, dan moet ons so 'n bietjie sê, dis belangrik wat ek hier gesê het, geloof in Jesus. Dis nie maar net geloof wat sterk gemaak word nie, geloof in Jesus. Nou as hulle wat sê
ek glo in Jesus, bly 'n bietjie vir my uit daaroor. En sê en ontvang dit wat hy vir jou gedoen het. Ek ontvang deur die geloof dit wat hy vir my gedoen het, nee. Mooi, ek dink dit is een belangrike manier om dit te sê. Wat het hy gedoen vir jou? En vir jou sondes betaal aan die kruis. Hy het vir jou sondes betaal aan die kruis. Ek dink dit is 'n belangrike ding wat ons nou tot hier toe geleer. Plus, nog, wat sou ons nog sê wat Jesus vir ons doen? Ons is vrygemaak van die mag van sonde. Daar sê, ek dink julle sê al klaar klomp goeders, die basiese goed reg. Maak jou vry van die skuld van sonde, maak jou vry uit die mag van sonde. Dis wat Jesus vir ons kom doen. Dit is ek glo in Jesus, dan glo ek hy's my verlosser uit skuld, hy's my verlosser uit mag, sodat ek 'n nuwe mens kan word. So dis wat ek glo, nou dis daardie geloof wat gewerk word deur die evangelie prediking, en dis daardie geloof wat versterk word deur die sakramente. Dis nie maar net hierdie energie wat hier binne in my is. Hierdie vibration wat ons geloof nie, wat dan word nie. Ja, dis geloof met 'n inhoud. Nee. Dit versterk jou wat glo dat Jesus, jy glo in Jesus, en ons gaan dit nou hier raak sien. Jy glo dat Jesus my skuld betaal, jy glo dat Jesus my verlos uit die mag van sonde, en daardie werklikheid kom versterk die sakramente. Dat jy wat glo, regtig skuld betaal het. Dat jy wat glo, regtig nie meer in die mag van sonde is. OK, kom versterk en verseker jou in jou geloof daarvan. Maak dit sin? OK, so jy twyfel dalk 'n bietjie. Is ek wat gelowig is regtig, is my skuld regtig betaal? Wat doen die sakrament? Hy wys dit is reg. Ja, regtig, dit is regtig so, sê die sakrament vir jou. Die Gees deur die sakrament. En so versterk die sakrament jou weg van twyfel na sekerheid. Maak dit sin? OK? So kom ons kyk nou 'n bietjie. Kom ons kyk, want dis wat ons nou volgende moet raak sien as ons daarna vraag 66 toe gaan. Kyk nou 'n bietjie. Wat is 'n sakrament? Wat is 'n sakrament? Nou gaan ons eers daarmee werk. Ja, nou, ek dink ek moet net die eerste man sê. Wat is 'n sakrament? Maar hier lees 'n bietjie vir ons daar wat staan daar by jou. Antwoordjie by vraag 66. Die sakrament is heilige, sigbare waartekens en seels deur God ingestel. OK, kom ons sê eers dan. Heilige, sigbare tekens en seels. Kom ons skryf dit nou neer. Kom ons sê so. Sakrament. Jy sien dit. Jy sien 'n sakrament. OK? So dis 'n teken. Nou. Maar dan is nog 'n woord wat 'n sakrament is. Sakrament is ook lees 'n bietjie weer daai eerste sinnetjie. Die sakrament is heilige, sigbare waartekens en seels. Waarteken en 'n seël. Dis ook 'n seël. Jy sien dit en jy word verseël. Nou, daarom noem ons dit ook 'n seël. OK. Nou wat ons ook hier kan sê is, ons kan ook sê, jy word gewaarborg. Of daar word in jou gewaarborg. Kyk 'n bietjie, maak gou julle Bybels oop by Romeine hoofstuk 4.
4 versie 11. Lees 'n bietjie vir ons daar Johannes, Romeine 4 vers 11. En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. Okay, stop sommer net dan. Hy het die teken van besnydenis ontvang. So besnydenis was nou in die Ou Testament 'n sakrament. Jy het 'n teken ontvang as 'n seël. Nou daai woord seël het regtig die betekenis van waarheid. Dit verseker. Dis nie maar net 'n teken wat iets wys nie, soos 'n prentjie nie. Dit waarborg ook, nê. So ons kan amper sê 'n sakrament, soos nou hierso dalk so kan trek, is 'n prentjie wat wys en 'n seël wat waarborg. Okay? Dit is wat ons daar moet raak sien. So, dis die eerste ding. Wat is 'n sakrament? 'n Sakrament is 'n teken en 'n seël. Wat doen 'n teken? Dit wys. 'n Prentjie wat wys. Wat doen die seël? Hy waarborg. Okay, maak dit sin? En hy waarborg sê, dit is regtig so. Okay, maak dit sin vir julle. Kyk, ons lees nou verder, né? Wat is 'n sakrament? Dit is 'n sigbare, heilige teken en seël, heilige tekens en seëls wat God ingestel het. Soos niemand het dit uit hulle duime gesuig nie. God het dit ingestel om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en te beseël. So, wat wys die sakramente? Die wat? Die belofte van die evangelie. Waarvan is die sakramente seël? Die belofte van die evangelie. Dit help ons om dit nog beter te verstaan en dit vir ons te waarborg. Maak dit sin vir julle? Nou staan daar so, hierdie belofte, nou vat hulle 'n bietjie vir ons die belofte saam. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus aan die kruis, wat Christus aan die kruis volbring het, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. So ons het vergewing van sondes en 'n nuwe lewe. Dis wat Jesus vir ons aan die kruis saamgevat, as ons dit nou so 'n bietjie moet saamvat. Nou, ek dink mens kan dit op ander maniere ook saamvat, maar dis hoe die katekismes dit hier vir ons saamvat, en ek dink dis 'n goeie samevatting. Wat doen Jesus aan die kruis? Hy bewerk vir ons vergifnis van sondes en 'n nuwe lewe in verhouding met God. Goed, so as sakramente dan 'n teken en 'n seël van die beloftes van die evangelies, dan moet sakramente die hele tyd vir jou wys vergifnis deur Jesus aan die kruis, nuwe lewe wat Jesus gee. Maak dit sin? Okay? Nou, so met ander woorde, kom ons dink as ons dit nou so 'n bietjie so hier. Waarvan is hierdie nou 'n prentjie? As ons hier so moet sê, dis 'n prentjie, dan moet ons sê, dis 'n prentjie die hele tyd van kruis. Nou, dis 'n prentjie van dit wat Jesus aan die kruis doen. Okay, maak dit sin? Dis 'n prentjie van dit wat Jesus aan die kruis doen. Wat doen hy aan die kruis? Marie, wat sê jy, wat doen Jesus aan die kruis? Hy betaal vir ons sondes. Hy betaal die sondes. En wat doen hy nog? Daar het julle aan die begin gesê, dis eintlik pretty much reg. Verlos ons uit die skuld van sondes, daar kom die vergifnis. Verlos ons uit die mag van sondes, daar kom die ewige lewe. Maak dit sin vir julle? Dis wat die sakramente die hele tyd wys en die hele tyd verseël. Okay. Nou, kyk by vraag 67. Lees 'n bietjie vir ons daarso, Johannes. Is die woord in die sakramente
altwee dan daarvoor bedoel of daartoe verordeer om ons geloof op die offerande van Jesus Christus aan die kruis as op die enigste grond van ons saligheid te wys. Sien julle wat doen hierdie vraag nie? Nou vra die vraag, wat is die ooreenkoms tussen woord en sakrament? Wat is die ooreenkoms? Nou vra, is die ooreenkoms dat altyd vir ons vertel van Jesus? Kijk, dit is die vraag wat dan gevra word. Wat is die antwoord, Marie? Ja, seker. Ja, seker, want? Want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volkome saligheid in die enige offerande van Christus geleë is wat vir ons aan die kruis gebring is. Okay. So die Heilige Gees leer ons deur die evangelie. Waar kry jy jou enigste troos? By Jesus. Die sakramente wys vir jou en verseker vir jou. Waar lê jou enigste troos? By Jesus. Nee? So, daar as mens bietjie in die kerkgeskiedenis lees, dink ek kan word vertel van Martin Luther. En dan is hy daar in die kasteel, waar het hy weggekruip? Hartburg, Wakel. En deur sy hele lewe dan, as hy die aanslae van sy ou mens en die duiwel beleef, dan het hy gesê, maar ek is gedoop. As hy die aanslae van die duiwel en sy ou mens en die wêreld beleef, het sê, maar is jy regtig 'n kind van God? Is Jesus dan regtig jou enigste troos? Wat sê hy? Ek is gedoop. Ek is gedoop. Wat sê sy doop vir? Martin, Jesus is regtig jou enigste troos. Jesus het regtig al jou skuld betaal. Jesus het regtig jou uit die mag van Satan en die sonde bevry. Jesus sorg regtig daarvoor dat jy 'n nuwe lewe het. Okay, ek is gedoop. En elke keer as ons 'n doop sien, dan moet ons dink, maar dit wat nou met daai mens wat gedoop word gebeur, het ook met my gebeur. My doop praat met my. Ons doop met ons praat, ons moet onthou, doop, ek is gedoop. Okay? En daai doop sê vir my, ek het vergifnis van sondes en ek het 'n nuwe lewe. Nou ons gaan volgende keer dit by Sondag 26 meer begin leer, maar dis wat my doop vir my sê, en dis wat nagmaal ook vir my sê. Op twee verskillende maniere doop en nagmaal sê dieselfde waarheid van verskillende kante af, maar dit is wat dit vir ons doen. Maak dit vir julle sin? Okay. So ek dink ons moet regtig hierdie onthou, in die evangelie word verkondig, met die sakramente word dieselfde evangelie verkondiging in 'n prentjie vir ons gewys, en daardie waarheid wat in die evangelie vir ons verkondig word en wat ons nou deur die geloof aangeneem het, word vir jou wat glo verseker. Okay, maak dit sin vir julle? Ja. Okay. Nou is die vraag by vraag 65, hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond of die nuwe testament ingestel? Sommer 7. 2. Watter 2? Die heilige doop en die heilige nag. Ja, dis wat Jesus ingestel het, nee. Nou wat belangrik is hiervan, hoekom vra ons dit? Ons kan nie ons eie sakramente. Net soos wat jy nie jou eie evangelie kan uitdink nie. Nee, dis vir ons wil die Rooms-Katolieke Kerk ook verskil. Die Rooms-Katolieke Kerk maak hulle eie sakramente. Nee. Hulle huwelik is ook 'n sakrament en wat het hulle nog as sakrament? Hulle het 'n sakrament van boetedoening en allerlei sulke goeders. Wat ons nie in die woord van God kry nie. Ons godsdiens is God gesentreerd en woord gefundeerd. Ons kan nie ons eie sakramente uitdink. Ons kan ook nie ons sakramente aanpas as ons lekker kry nie. Nou, ek het al gehoor van mense wat sê, hulle vat by die nagmaal die brood en dan druk hulle dit in die wyn in, en dan as hulle nou daar uithaal, as die brood mos dan vol wyn, as dit dan soos 'n liggaam waar uit daar bloed loop. Maar dis nie wat die Here ingestel het, dus mag dit nie doen nie, dan is ons besig om ons eie prentjie te maak.
En as ons eie prentjie maak, waarvan maak ons 'n prentjie? Ons is die nagmaal is 'n prentjie, die doop is 'n prentjie van die evangelie. So as ons self die prentjies begin maak, dis scary. Want is dit reg? Maak ons 'n regte prentjie? Wel, die kans is baie goed dat ons dit gaan verdraai. Nee, die prentjie is klaar in die Bybel. En Christus het vir ons 'n goeie prentjie vanuit die Bybel uit wat hy self vir ons gegee het, gaan maak en sê, dis hoe die prentjie lyk. So moenie hy prentjie aanpas nie, want dan pas jy aan die evangelie. OK. Ons moet bly by die prentjie. OK? Soos wat die Here dit ingestel het, so moet ons dit doen. Maak dit sin vir julle? OK. So ek dink dit is baie, baie belangrik. So kom ons dink 'n bietjie weer deur hierdie ding van Sondag 25 van sakramente, nee. As ons praat oor geloof, waar kom jou geloof in Jesus en dat Jesus my enigste troos is omdat Jesus, as ons dit bietjie kort kan saamvat, my uit die skuld van my sonde verlos en my uit die mag van sonde verlos. Waar kom my geloof in daardie waarheid vandaan? Die Heilige Gees werk dit in ons deur die woord. Deur die prediking van daardie wonderlike waarheid werk die Heilige Gees die geloof. Nou, hoe versterk die Heilige Gees my geloof in daardie waarheid? Die sakramente. Deur die sakramente. Dis hoe dit versterk. Okay. Wat is 'n sakrament? Twee goed. Dis 'n en 'n Teken en seël. Teken en 'n seël. 'n Teken wat is soos 'n prentjie waarvan? Van die evangelie. Wat sê evangelie? Wat is die inhoud kort saamgevat van die evangelie? Christus. Jy's reg, Marie. God wat gedoen het? Sê Sondes betaal. wat ons skuld betaal deur sy seun en ons bevry uit die mag van sonde, sodat ons weer met hierdie God in 'n verhouding kan wees. Wat sê hy? Ek sal jou God wees. Wat is nodig vir my om in daai verhouding met God te wees? Sy seun wat my bevry van die skuld, want anders staan ek onder hierdie God se oordeel, en sy seun wat my bevry uit die mag van sonde, want anders kan ek nie in 'n verhouding met hom kom nie. En die evangelie is 'n prentjie daarvan. Maar nie net 'n prentjie nie. Want anders kan ons dit vir almal gewys het. Dit word vir almal gewys as almal 'n doop sien, nê, of 'n nagmaal sien, maar dis 'n prentjie waarmee die Heilige Gees jou ook verseker dat dit regtig vir jou wat glo, dat dit regtig vir jou is. Maak dit sin? En ek dink dan het ons nou gepraat oor wat dit is, nê? Ons het gepraat oor wat dit is. Ons dink bietjie weer daardeur. Geloof. Waar kom hierdie geloof in Jesus Christus vandaan? Die Heilige Gees werk deur die woord. Hy werk deur die prediking van die woord. En daai prediking van die woord werk die wedergeboorte en saam met die wedergeboorte gaan geloof en bekering. Ons is nou 'n bietjie meer details, né? Goed, nou waar pas die sakramente dan in? Wat maak die Heilige Gees met sakramente? Versterk ons geloof. Hy versterk ons geloof in daardie evangelie waarheid dat Jesus regtig ook my skuld vergewe het, my verlos het uit die skuld van my sonde, maar ook my verlos het uit die mag van sonde, sodat ek in 'n verhouding met God kan wees, sodat God weer my God kan wees. Nou, wat doen sakramente? Gaan nou 'n bietjie in detail in oor sakramente. Sakramente is dan 'n wat en 'n wat? Teken en seël. Teken van daai waarheid maak. Dis asof die sakrament sê, kom, ek gaan nou 'n videoetjie vir julle maak van dit. OK? En ja, dit sakrament is 'n videoetjie van hierdie waarheid wat ons kan sien. En met daai videoetjie, daai teken, wat doen hy nog? Hy Verseël. verseël. Wat is die verseël? 'n ander woord vir verseël? Bevestig. Bevestig kan ons gebruik, maar wat is 'n ander woord wat ek ook gesê het? Waarborg. Waarborg dit. OK. Dit is soos 'n trouring wat 'n teken is. Né? Maar is ook 'n seël. Dis nie maar net 'n teken van 'n huwelik nie, dit is ook 'n waarborg dat ek getroud is. Né? En so is dit met die sakramente. OK. Maak dit sin. Nou volgende keer gaan ons nou dieper ingaan by Sondag 26. Dan gaan dit nou oor die doop. En dan sal ons nou meer leer.
hoe is doop dan 'n prentjie van daai evangelie en 'n waarborg van daai evangelie vir jou wat glo in Jesus. OK, maak dit self, gaan ons dit doen volgende keer. Right, kom ons bid. Onse Vader, baie dankie dat ons nou weer meer kon leer oor sakramente. Ons dankie Here dat U hierdie wyse manier het van om geloof te werk, maar ook geloof te versterk. En ons het dit so nodig en help ons om ons doop te onthou. Dis een van die sakramente wat U vir ons gee in die nuwe verbond. Help ons om dit te onthou en daaroor na te dink. Dankie dat ons so na U toe kan kom. Amen.